Levitikus hoofstuk 5. Indien iemand wat geroep is om getuienis te lewer in 'n hofsaak, maar hy doen dit nie, terwyl hy wel 'n getuie in die saak is, maar stil bly, staan hy skuldig. Indien iemand aan die aas van enige onrein dier of gedierte geraak het, sonder dat hy daarvan bewus was, en later word hy wel bewus daarvan, staan hy skuldig. Indien iemand aan enige onreinheid van 'n mens raak, van watter aard ook al, sonder dat hy daarvan bewus was, en later word hy wel bewus daarvan, staan hy skuldig. Indien iemand oorhaastige eed aflê om iets te doen, goed of sleg, sonder om te besef dat hy onverskillig 'n eed afgelê het, en later dit besef, staan hy skuldig. So 'n persoon moet wanneer hy skuldig staan oor enige van hierdie sake, belydenis doen oor die sonde wat hy gepleeg het. Dan moet hy van die kleinvee 'n ooi vir die Here bring as 'n sondeoffer. Dit kan uit die skape of die bokke wees. Die priester sal dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gepleeg het. Indien die persoon nie 'n skaap of bok kan bekostig nie, moet hy 2 tortelduwe of 2 jong duwe bring vir die Here. Die een as 'n sondeoffer en die ander een as 'n brandoffer. Hy moet die 2 duwe na die priester toe vat. Die priester moet die een wat bedoel is vir die sondeoffer eerste offer. Hy moet die duif se kop by die nek afknyp, maar dit nie aftrek nie. Hy moet van die bloed van die sondeoffer neem en teen die kant van die altaar sprinkel. Die res van die bloed moet teen die voetstuk van die altaar uitgedruk word. Dit is 'n sondeoffer. Die ander duif moet hy as 'n brandoffer hanteer volgens die voorskrifte. Op hierdie manier moet die priester versoening doen vir die sonde wat hy gepleeg het, en hy sal daarvoor vergewe word. Indien die persoon ook nie 2 tortelduwe of 2 jong duwe kan bekostig nie, moet hy 'n eva of ongeveer 2,2 liter fyn meel bring vir die sondeoffer. Hy mag geen olyfolie daaroor giet of wierook daarby sit nie, want dit is 'n sondeoffer. Hy moet die fyn meel na die priester toe vat, wat 'n handvol as 'n gedenkoffer vir die Here op die altaar moet verbrand. Dit is 'n sondeoffer. Op die manier moet die priester versoening doen vir die sonde wat hy in enige van hierdie gevalle gepleeg het, en hy sal daarvoor vergewe word. Soos in die geval van die spysoffer, behoort die res van die fyn meel aan die priester. Verder het die Here vir Moses gesê: Indien iemand onopsetlike sonde pleeg deur een van die heilige gawes van die Here te verontreinig, moet hy 'n skuldoffer aan die Here bring. Hy moet 'n ram uit die kleinvee bring waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie. Hy moet 'n ram bring volgens die geskatte loskoopwaarde wat bereken is in sikkel silwer volgens die standaardgewig van die heiligdom. Vir die sonde ten opsigte van die heilige gawes moet hy vergoeding gee. Hy moet ook nog 'n 5de deel daarvan byvoeg. Dan moet hy dit vir die priester bring. Die priester moet die skuldoffer ram offer om vir hom versoening te doen, en die sonde sal hom vergewe word. Indien iemand onopsetlik iets doen wat die Here gesê het nie gedoen mag word nie, staan hy skuldig en sal hy verantwoordelik gehou word daarvoor. Volgens die geskatte loskoopwaarde van 'n skuldoffer moet hy 'n ram uit die kleinvee bring waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie. Die priester moet dan vir hom versoening doen vir die onopsetlike sonde wat hy onbewuslik gepleeg het, en hy sal daarvoor vergewe word. Dit is dan 'n skuldoffer, want hy was beslis skuldig aan 'n oortreding teenoor die Here.